Goeiemôre vriende, ons is die Here nou dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het en ons eer die Here vir sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons lewe. Die gebed van my hart is dat U en ek in hierdie dag ons ligte sal laat skyn in hierdie donker wêreld en dat ons sout van die aarde en lig vir die wêreld sal wees. Mag ons 'n kragtige getuie wees vir die Here en mag ons besef en verstaan dat ons lewensroeping is om God te verheerlik en kosbare siele na hom te trek. Vir ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte, moet ek voorsiening maak vir oudag? U sal sien van tyd tot tyd hanteer ek sekere vraagstukke wat na vore kom en wil ek vanmôre 'n bietjie met u praat oor die gedagte, moet ek voorsiening maak vir oudag of die tyd wanneer ek op pensioen gaan? Ons dink in besondere vriende in ons konteks as Suid-Afrikaners en ook in die konteks van die breë wêreldpubliek en die vraag dan, moet ek voorsiening maak vir die oudag? Nou hier is twee kampe. Daar is die een groep wat sê, luister, jy moet voorsiening maak vir die ou dag en hulle maak so geweldig voorsiening vir die ou dag dat hulle eintlik God beroof en ander te nakom in hierdie voorsiening vir ou dag en baie keer sterf hulle voor die tyd en die vrou of die man en die kinders mors hierdie geld wat hulle bymekaar gemaak het. Aan die ander kant weer is mense weer so en hulle sê, luister, ons het nie nodig om voorsiening te maak vir die ou dag nie. Want die Bybel sê vir ons dat die Here sorg vir die voëls van die hemel en hy sal vir ons ook sorg. En ek wil vir u sê, albei hierdie gedagtes in 'n minder of 'n meerder mate is verkeerd en wil ek vir u 'n Bybelse beginsel gee oor die gedagte, moet ek voorsiening maak vir die ou dag. Die Bybel sê vir ons in Matteus 6:26, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Daarom sê ek vir julle, moenie kwel oor wat julle sal eet of drink of wat julle sal aantrek nie, want aan al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. As ons gaan kyk na die voëls van die hemel, vriende, dan kom die Here nie in die môre en hy gooi vir hulle die voedsel in hulle nessies in die nee. Vroeg in die môre is die voeltjies uit en hulle maak bymekaar en hulle eet en hulle voer hulle kleintjies, so voorsien die Here vir hulle. En die beginsel is baie duidelik in God se woord, dat ons moet uitgaan, ons moet ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk. En ag vriende, dan moet ons bymekaar maak. En dan moet ons wegsit vir die tye wanneer dit moeilik gaan in ons lewe. Want op so 'n manier sorg ons hemelse Vader vir ons. En ek gaan vir u nou uit die skrif uit dit baie duidelik wys. As ons aan die een kant so half klakkeloos en argeloos is teenoor ons ou dag, gaan ons swaar kry as ons oud word. En dan moet ons nie ander mense blameer of die Here blameer nie, maar ons moet onsself blameer omdat ons nie voorsiening gemaak het vir ons ou dag soos die Bybel vir ons leer ons moet doen nie. Aan die ander kant, as jy God beroof en net wegsit vir jou ou dag en jy dink nie aan vandag en dat jy moet leef en ook moet laat leef nie, vriende, gaan hierdie vir jou ook 'n bitterpil word die dag as jy by ou dag uitkom. Wat bedoel die Here as hy vir ons sê dat hy vir ons sal sorg en ons moenie ons kwel oor wat ons sal eet of drink of wat ons sal aantrek nie? Eenvoudig, vriende, dat ons sal weet God is in beheer van ons lewe. Hy gee vir ons wysheid in ons daaglikse take om dan ook met die wysheid wat hy ons gee dan elke dag te lewe, te sorg, vir ander te sorg, om te gee vir sy saak, maar ook te weet dat ons moet wegsit vir die dae waar ons nie meer kan werk nie, waar ons kragte afgeneem het en wanneer ons dan nie meer hierdie voorsiening het van 'n maandelikse salaris en dit wat daarmee gepaard gaan nie. Kom ek gee vir u 'n paar beginsels waarom ek baie duidelik dit vir u sê dat ons moet voorsiening maak vir ons ou dag en is 'n Bybelse beginsel. Die eerste plek, vriende, sien ons die Josef beginsel, daar in die boek Genesis. U onthou dat Josef was weggevoer na Egipte as 'n slaaf, hy beland in die tronk, later het Farao hierdie droom gehad van die 7 vetkoeie en die 7 maarkoeie en hoe die 7 maarkoeie die 7 vetkoeie opeet en hoe Josef die droom vir Farao uitgelê het en hoe Josef ook vir Farao gesê het, die 7 vetjare sal jare van voorspoed wees, waar die Here ryklike oeste sal stuur en die land eintlik geweldige voorspoed sal beleef, maar dan sal daar 7 jaar van droogte wees. En hierdie droogte sal so erg wees dat omtrent al die voorsiening van die 7 vetjare dan daardeur geabsorbeer sal word. Die voorsiening wat gemaak sal word, jy onthou dat Josef dan aangestel was as tweede in bevel in die koninkryk van Farao en hy het in die 7 vetjare, die 7 goeie jare, het hy honderde duisende tonne koring weggesit in die skure sodat die oomblik toe die 7 jaar van droogte gekom het, die land nie ten gronde sou gaan nie. Die toepassing is baie eenvoudig voor die hand liggend. Vriende, in die 7 vetjare, die jare waarin ons kan werk, die jare waar ons kan wegsit in 'n pensioenfonds, miskien eiendom kan koop of beleggings kan maak vir die ou dag, moet ons dit doen.
Dis wyse rentmeesterskap. Wat ons besef, vriende, in 'n land soos Suid-Afrika en selfs wêreldwyd, kom daar 'n tyd wat hulle vir jou sê, luister, jy het nou 63 of jy het 65 bereik of 70, jy moet nou afgaan. En as jy nie voorsiening gemaak het vir jou ou dag nie, wie sal vir jou sorg? Die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons nie 'n las vir ander mense moet wees nie. Ons moet nie laste laai op ander mense nie. En ek gaan vir u deur die skrif vat vanmôre dat u hierdie beginsel baie duidelik sal sien en verstaan. Die 7 vetjare moet ons wegsit, want wanneer die ou dag aanbreek en ons kan nie meer werk nie, ons kan nie meer 'n maandelikse inkomste genereer nie, kan ons leef van dit wat ons met wyse rentmeesterskap bymekaar gemaak het. Die Here sê in Spreuke 6 vers 6 en hy gebruik die muur as voorbeeld. Hy sê, gaan na die muur luiaard, kyk na sy wee en word wys. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, hoor nou, bære sy voedsel weg in die oestyd. Want daar kom 'n tyd ook wat die mure nie by mekaar kan maak soos gewoonlik nie. 'n Praktiese voorbeeld wat die Here vir ons gee. Daarom moet ons wyse rentmeesters wees. Onthou u die gelykenis van die talente in Matteus 25. Die een man het 5 talente gekry. Die Bybel sê die ander het 2 ontvang en die ander een het 1 talent ontvang. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat hierdie man sy talente geneem het en hy daarmee gaan woeker, hy het gewerk en hy het nog 5 talente gewin. Baie duidelik die beginsel van ek het en ek maak bymekaar sodat ek meer kan hê, sodat ek ook kan hê om te voorsien in my behoeftes. En dan is daar 'n baie besondere gedeelte wat ons in die Bybel vind. Daar in 2 Korintiërs 12 vers 14. Daar staan, kyk, vir die 3de keer is ek gereed om na julle te kom. En ek sal julle nie lastig val nie, want ek soek nie julle goed nie, maar julle self. Want dit is nie die kinders wat vir die ouers moet opgaar nie, maar die ouers vir die kinders. Weereens die beginsel, die opgaar, die wegbære, die bymekaar maak. En ag vriende, dit is nie om in jou lewe materialisties te wees en probeer vir jou 'n koninkryk bou nie. Maar dit gaan oor wyse rentmeesterskap. Wanneer die Here vir ons gee in die goeie jare waar ons gesond is en ons kan werk en ons kan wegsit, moet ons dit doen. Daar is die ander dingetjies wat ek al reeds vir u gesê het, wat ons ook na moet kyk. Ons kinders word grootgemaak, hulle gaan deur die skool, hulle gaan miskien universiteit toe, ons help hulle om miskien so in die basiese behoeftes te voorsien. Ons het mediese uitgawes, daar is die kerklike uitgawes waar ons gee ten minste 'n 10de vir die werk van die Here, maar ons sit ook 'n deel weg, want ons weet, as God ons spaar en ons bly gespaar tot ons ou dag, moet ons voorsiening gemaak het, dat ons nie 'n las raak vir ons kinders en vir die samelewing en vir die kerk en gemeente nie. Vriende, ongelukkig is daar baie mense wat dit nie doen nie. So wat staan ons te doen? Ek dink kom ons vat hierdie boodskap hier saam in hierdie beginsels. In die eerste plek bid ek dat u 'n wyse rentmeester sal wees. Dat u sal bid vir wysheid sodat u bymekaar kan maak terwyl u jonk is, sodat u ook vir u self kan sorg wanneer u ouer word. As u vanmôre miskien in daai posisie is dat u dit nie gedoen het nie, wat moet u doen? Neem u toevlug na die Here. As daar nog krag by jou oor is en jy kan 'n bepaalde werkie doen, bly die Here vir wysheid dat jy dit sal doen en ietsie weg sal sit. Vra die Here ook vir wysheid dat jy deur die gemeente waarin jy is, of miskien die kinders wat jy het, of die kleinkinders wat jy het, dat daar voorsorging en voorsiening van daardie kant sal kom. Maar vriende, leer weer verander op jou beurt, dat hulle wyse rentmeesters moet wees. Ag, ek kan vir u 'n illustrasie gee van my eie vader. Toe hy op sy ou dag kom, het hy nie voorsiening gemaak. Vriende, en was daar nie geld die een kant gesit gewees om vir hom te sorg nie. Hy het later in 'n staatsouerhuis beland en ons dank die Here vir die pragtige plekkie wat hy daar kon verkry het en sy staatspensioen was net genoeg om sy huur basies te betaal. En ons as kinders het besluit om my pa te help en ons dank die Here dat daar 'n deel van die kinders was wat gesê het, kom ons dra by sodat ons my pa kan versorg. En vriende, dit kan gebeur dat die Here daardie manier gebruik, maar baie keer is daar nie kinders en daar's nie kleinkinders wat in hierdie opsig voorsien en versorg nie. Daarom pleit ek by jou, dat jy vir die Here sal vra vir wysheid, dat jy ook in hierdie opsig hom welbehaaglik sal wees. En ag, watter voorreg, dat as jy die dag sterwe, dat jy vir jou kinders ietsie kan oorlaat. Dat jy miskien vir jou kinders kan sê, weet jy wat, pa en ma het hard gewerk vir dit. As ons sterwe, gaan julle dit erf. Maar ons vra julle dat julle wyse rentmeesters sal wees, sodat julle ook kan sien, dis 'n gawe uit die hand van God, sodat julle op julle beurt hom kan verheerlik daardeur, en ook weer vir julle kinders kan sorg, om vir hulle ietsie na te laat, en dat elke geslag nie alles uitleef wat hy kry nie,
maar kan weer die volgende geslag, kan dan ook die vrug pluk en dan versadig word uit die vrug van die geslag voor hulle. Mag die Here vir ons wysheid gee, vriende. Daar is baie vrae wat ons kan vra oor hierdie saak, maar ek dink die beginsel is baie duidelik. Die Josef beginsel, die talente, die gedagte dat ons vir ons kinders moet opgaar, die gedagte dat ons nie 'n las moet wees vir ander mense nie, maar dat ons ook voorsiening moet maak in ons jong tyd. Mag die Here vir ons wysheid gee en insig. En ag vriende, as u nie by mekaar gemaak het nie, bly die Here dat hy wysheid sal gee en ook mense sal opwek om vir jou te help. En mag jy ook kosbare lesse leer uit hierdie saak om sodoende aan die volgende geslag wyse woorde oor te dra, sodat hulle ook met insig kan handel en wandel. Vriende, groete vir u, mooi dag, seën verder te dra.